Vrydag 17 April 6:37 hier op Stroomop en ja, gister groot dag gewees. Julius Malema het nou uiteindelik tronkstraf gekry, maar dis so 'n bietjie van 'n antiklimaks, nê, dat hy toe nou verlof tot appel toegestaan is. En die misdaadrekord hou politieke implikasies in vir Julius Malema, maar omdat daar sekere reëls is oor wanneer 'n mens gevonnis word, maar nou kom die appel in die spel in, wat dalk ook nog 'n bietjie dinge verander, en om uit te vind hoe dit gaan werk, praat ons nou vanoggend met professor Andrei Dievenage. Môre Andrei. Môre tak. Andrei, ons weet daar's 'n reël wat sê dat wanneer 'n parlementariër tronkstraf van 12 maande en langer kry, dat hulle dan moet terugstaan en hulle nie verder kan dien in die ampte waar hulle in is nie. Maar nou sit ons met die feit dat hy verlof tot appel toegestaan is, wat waarskynlik nog 'n klompie jaar kan duur voordat die saak nou afgehandel is. Hoe verander dit daardie reël? Wel, Isak, as ons gaan kyk na die 1996 grondwet, hoofstuk 2, as ek reg het, is dit artikel 47(1)(e. Daai beskrywing baie duidelik, dat enige iemand wat 'n tronkstraf gehad het, kwalifiseer vir langer as 12 maande, sal nie kwalifiseer nie, en een wat een ontvang, sal ook nie kwalifiseer nie, 12 maande en of langer. Maar dan gaan die beskrywing verder, en dis hier waar die saak moeilik raak, en dit is dat 'n appel eers suksesvol afgehandel moet word, of dat die tydsverloop om te kan aansoek doen vir 'n appel moet verloop. In ander woorde, dit beteken dat indien Julius Malema appel teken teen hierdie vonnis wat hy terloops gedoen het by die Graamsstadse Hooggeregshof, dan word die saak eers onder appel geneem en kan hy in effek sy posisie bly handhaaf tot tyd en wyl die appel uitgespeel het. Nou beteken dit dat hierdie appel deur 'n klomp stappe gaan, Hooggeregshof, Appelhof en waarskynlik konstitusionele hof. En dit kan jare neem om die uit te speel. So in daai sin, tot tyd en wyl die appel afgehandel het, gaan meneer Malema as 'n vry beweeg en gaan hy maak wat hy wil. Hy sal selfs hierdie saak, en hy het dit reeds gister, na afloop van die uitspraak, probeer om 'n rassedimensie op die saak, om hom slagoffer te maak van omstandighede, om spesifiek regter te beskuldig, of die Malandros te beskuldig van onbekwaamheid en rasisme. So duidelik speel hy 'n politieke spel. En ek kan jou nou al die versekering gee, die politieke spel gaan dieselfde lyne loop as dit wat ons gesien het by Jacob Zuma, Ismagashule en waarna ons verwys as die sogenaamde Stalingrad-strategie, wat eintlik maar beteken, jy ondermyn regsprosesse, jy probeer uitstel kry om die saak te verleng en langer te speel, jy gebruik politieke steun om die legitimiteit van howe in gedrang te bring, en dan soos in die geval van Zuma, ek dink dit was 2021, toe die geweld in KwaZulu-Natal uitgebreek het, om formeel tot gewelddadige optrede te gaan indien die hof teen jou gaan. En ons het gesien wat die uitkoms daarvan was. Hy is kort daarna op mediese gronde vrygelaat deur niemand anders al vervryser nie. So dis omtrent die prentjie waarin Malema hom bevind, en ek moet sê, wat my aanbetref, is die implikasies vir die EFF nie te groot nie, en is die implikasies vir hulle beplanning vir die 2026 verkiesing ook nie te groot nie. Vir die gewone ouens, ons gewone ouens wat nou op straat loop en so,
en probeer om 'n bietjie logies te dink. Ons kry dit nie altyd reg nie, maar ons probeer. Maar ergens in my logika wil dit vir my sê, maar die ou is skuldig bevind. Met ander woorde, hy het 'n misdaad gepleeg. Hy het 'n vonnis gekry en hy neem dit weliswaar op appel, maar dit beteken nie dat die vonnis weggeneem gaan word nie. Dit gaan dalk verander word, maar dit gaan nie sy skuldigbevinding aan die misdaad wegneem nie. En lyk vir my die reëls maak nie voorsiening vir die feit dat hy skuldig bevind is nie. Kyk Isak, hy sou appel kon aanteken en sou die appel slaag, dan sou hy 'n ander vonnis kon kry. So die vonnis gaan nie noodwendig gehandhaaf word nie. En nou speel politici wat skuldig bevind word daardie spel. Maar ek deel jou absolute kommer daaroor dat mense aan groot oortredings skuldig bevind word en dat hulle steeds hier buite rondloop. En ons het na Zuma en Magashule verwys. Die skuldigbevindinge teen Zuma het al ingekom hier kort na 2000 en steeds is hy 'n man op vrye voet. Magashule, ek weet nie wat hy presies maak op die oomblik nie, maar hy's definitief nie in 'n tronk nie. En so kan ons die een naam na die ander. Dit lyk asof ANC en radikale politici, veral politici met steun, resbestand, as ek die woord kan gebruik. En ek dink 'n deel van die probleem op die oomblik, en nie net op die oomblik nie, maar eintlik sedert 1994, is dat ons 'n geweldige, komplekse en lomp regstelsel het, wat geweldige geleenthede bied vir individue om die gapings te gebruik, dit te misbruik tot en met hulle eie voordeel. En kyk, dis wat Zuma gedoen het. Hy het gespeel totdat hy by Polokwane die bewind oorgeneem het, toe hy die skerpioene verwyder in terme van 'n bepaalde myns insiens gefabriseerde klag wat hy gemaak het. Hy het die skerpioene uitgehaal, by die valke vervang en sommer in die proses is daar net skielik besluit, daar sal nie verdere vervolging teen so politici speelstryd. En nou wil ek die lyn 'n stap verder trek. Ek tel op dat daar redelike skuwe sentrum links aan die gang is. En dit hang saam met die aspirasies van Paul Mashatile en ander om beheer te neem van die ANC. En om dit dan te belyn met die EFF, met die MK-party en met ander radikale partye, in die geloof dat hulle weer 'n volstrekte meerderheid kan kry. Ons sien die tekens hiervan baie sterk in Gauteng, waar daar op die oomblik 'n ooreenkoms tussen die ANC en die EFF is, en op basis waarvan die EFF portefeulje van finansies gekry het binne die Gauteng wetgewer. So, is iets aan die gebeur. Nou as jy mooi kyk na die prominente leiers, word almal van hulle geassosieer en geïdentifiseer met korrupsie. En 'n mens wil amper sê, dit lyk hier of hier 'n koalisie van die besig is om vorm aan te neem. Ek het min twyfel dat Julius Malema self soontoe gaan plaas in die hoop dat hy beskerming kan kry en sy politieke steun aanbied in ruil daarvoor. Dit gaan natuurlik groot druk plaas op die hele konsep van die oppergesag van die grondwet, die oppergesag van die reg en dit wat ons as demokraties, grondwetlik en as verantwoordbare regering beskryf. Ons het nou gister hier in ons eie dorp gesien dat die EFF ondersteuners so 'n bietjie oproerig geraak het en die polisie moes toe ingryp. Ek dink daar's 'n voorval of twee op ander plekke ook in die land. Is dit wat ons kan verwag wanneer die hof uiteindelik besluit dat Julius Malema moet tronk toe gaan? Kyk, Isak, ek dink
daar dis nou deel van wat ek genoem het die Stalingrad strategie, dis die politieke mobilisasiekant om hier 'n bedekte dreigement te gee à la Jacob Zuma en wat in 2021 gebeur. As julle hierdie tipe ding teen my leier doen en sy stem verwyder, dan moet julle nie reken ons gaan dit daar laat nie, ons gaan optree, ons gaan mobiliseer, ons gaan as dit ware die reg in eie hande neem. En jy's heeltemal reg, daar was mobilisasies van steun, ek het dit opgetel, dwars oor Suid-Afrika ten minste in 'n aantal strategiese punte en ek lees egter nie 'n te groot bedreiging daarin. Die kort en die lank is, daar is vir my asof daar iets weg is by die EFF. Dit is asof hy 'n bietjie momentum verloor het met die vertrek van die Floyd Shivambus en al die sterk leierskap rondom Julius Malema. En dan kom Julius Malema nie meer vir my voor as daardie sterk dinamiese persoon nie. Dit lyk vir my of hy met bepaalde gesondheidsuitdagings en 'n mens moet onthou dat die EFF 'n party is wat eintlik gebou is rondom die persoonlikheidskultus van Julius Malema. Sou hy verdwyn, is daar nie 'n outomatiese opvolger nie. Hy het seker gemaak dat almal wat potensieel kan opvolg, verwyder word uit die strukture want hulle sou sy posisie bedreig. So dit kan 'n daadwerklike krisis beteken vir die EFF vorentoe. Maar om weer terug te kom by die appel, ek reken nie dat daai appel vinnig en maklik uitgesorteer gaan word nie. Ek dink ons praat van 'n Zuma-strategie wat 'n paar jaar kan neem. Professor André Dievenage van Noordwes Universiteit. André, baie dankie vir jou tyd so vroeg in die oggend. Regtig baie dankie, hoor. Baie dankie, Isa. Groetnis.